So die Here vra van ons elkeen groot goed om te doen. Is dit nie? Ek is seker of van jy het al in 'n diens gesit en gevoel, die Here sit 'n ding op my hart. Hy sê vir my ek moet iets doen. Hy sê ek moet gaan bid. Hy sê ek moet 'n uitnodiging maak. Ek is seker daarvan, die Here het al met jou gepraat om iets groots te doen. En as God vandag vir jou vra om iets groots te doen, wil ek jou hierdie vraag vra, jy hoef my nie hardop te antwoord nie. Maar wat is jou eerste verskoning? Wat is die eerste verskoning wat jy gebruik om vir die Here te sê, ek kan nie dit doen nie. Here, ek kan nie praat nie, ek hakkel. Here, ek kan nie gaan praat nie, die mense weet te veel van my. As die Here vir jou vra om iets groots te doen, wat is jou eerste verskoning? Nee, Here, ek het nie genoeg geld om hierdie te doen nie. Here, ek kan dit nie bekostig om my werk te los en bediening toe te gaan nie. Ek kan dit nie bekostig nie. Here, ek het nie genoeg tyd nie en ek is nie gesond nie, Here, wat gaan my familie dink? Here, my omstandighede laat dit net nie toe nie. So baie keer wil ons sê ons is geroep. Ek wil sê dat ek dien die Here en ek sal enigiets vir hom doen. En ons sê ons glo, maar die oomblik as daar bietjie golfies op die see is, begin ons planne kanselleer. Was jy al daar? Man, ek is vuur en vlam. Die Here het iets aan my in die brand gesteek. Daar was 'n konferensie gewees. Die pastoor het vir my gesê, ons gaan hierdie dinge doen. Die pastoor het gesê, hy het 'n woord op my mond gesit. Die pastoor het gesê en ek is vuur en vlam. Maar laat daai golfies die boot net so bietjie skud. Dan dink ons, nee, wow, Here, nee. Nee, wag nou bietjie, ek moet eers gou hier by die werk fokus. Nee, Here, ek kan nie nou nie. Ek moet gou eers hierdie ding uitsorteer. Nee, Here, ek kan nie nou nie, my omstandighede laat dit nie nou toe nie. Wat is dit wat jou keer? Wat is dit? Wat is daai struikelblok? Sien, ons het geneigtheid om te dink dat 'n struikelblok is net dit. 'n Struikelblok. Wian, hoe vinnig kan jy by die kombuis uitkom? Bring vir my een van daai skorrelgoed houers. Asseblief. Soms kyk ons na 'n struikelblok. Ons loop ons paadjie en ons sien hier's nou 'n probleem. Ek weet wat die Here van my verwag, maar nou het die wêreld weer gekom en dit van my afgevat. Die wêreld het nou weer gekom en my geleentheid gesteel om iets vir die Here te doen. Die preek gaan nie vanoggend oor elke ou moet nou sy werk los en 'n pastoor word nie, asseblief. Daar's klaar min genoeg werk vir ons mense. Maar hy gee nog steeds vir jou iets om te doen. Dankie, Wian. Ja, die leë een asseblief. Kan julle sien? Ons is by 'n konferensie en die Here sê, gaan doen iets. Gaan sê vir die Here, gaan sê vir die mense, gaan bid vir hulle. Hy gee vir jou 'n opdrag en jy loop. En dan kom jy by die struikelblok in jou pad en dan dink jy, nou hoef ek nie. En die hartseer is van ons raak dan so 'n bietjie verlig. Dankie tog, Here, U het dit gestop voordat ek iets moes gedoen het. En so baie keer kyk ons na 'n struikelblok. En wat ons sien is 'n struikelblok in ons pad. Maar wat God sien is 'n platform. Wat God sien is 'n platform vir jou om op te staan en te sê, hierdie is my storie. Hierdie is waar ek gegaan het. Jou struikelblok is 'n platform vir God om te gebruik. Amen. Om met julle 'n teksgedeelte te lees, hoor wat skryf Paulus.
Paulus skryf uit die tronk uit, hy's 'n gevangene geneem, omdat hy Jesus Christus verkondig. Omdat hy onverskrokke is vir die evangelie, omdat hy nie bang is om vir mense te sê, julle is besig om verkeerd op te tree nie, maar omdat hy op tone trap kom die Romeine, en hulle sê, meneer, nee, hierdie gaan nie so werk. En ek dink nie ek en jy het al ooit so 'n struikelblok teëgekom nie, ek dink nie ek en jy het al ooit op 'n punt gekom, waar die vyand 'n struikelblok in jou pad sit en sê, nou vat ek jou tronk toe. Daar waar jy niks gaan kan doen. Paulus gaan tronk toe, hy word tronk toe gestuur vir dit wat hy besig is om vir die Here te doen. Hy weet sy werk is nog nie klaar nie. Hy weet hy moet nog Rome toe gaan en nog met hulle gaan praat, hy moet nog vir die Romeine gaan sê, hoor hierso, die Here het julle lief, draai om, bekeer julle. Hy weet hy het nog werk in Rome, onder die Romeine. En dan word hy tronk toe gestuur. En dan skryf hy die volgende in Filippense 1 vers 12 tot 14. Hy sê, julle moet weet, broers en susters, dat dit wat met my gebeur het, gelei het tot die bevordering van die goeie nuus. Dit het vir almal hier, ook vir die soldate van die paleiswag, duidelik geword, dat ek in die tronk is, ter wille van Christus. En die meerderheid medegelowiges hier, so deur my gevangenskap in vertroue in die Here versterk, dat hulle dit al hoe meer waag om oor die boodskap van God te praat, sonder om bang te wees. Kan ons gou vir 'n oomblik kyk na vers 12. Ek dink is net die volgende slide sukses. Denise. Paulus begin deur die gemeente in Filippi te bemoedig na sy arrestasie. En hoe klink dit nou vir julle soos 'n bemoediging? Om tronk toe te gaan, hoe is dit 'n bemoediging? Hoe sê ek vir mense, ag, dis oukei, ek gaan tronk toe. Lekker. Maar hy bemoedig die gemeente in Filippi. Sien vir my en vir jou, sou dit die koel deur die kerk gewees het. Daai struikelblok sou ons uiteindelik kon gaan sit het, een been oor die ander een gooi, en sê, dankie tog, die Here het my gekeer voordat ek iets gedoen het. Nou hoef ek nie te gaan praat nie, ek is in die tronk. Nou hoef ek nie meer iets te sê nie. Dit is gestop. En ons sien hierdie struikelblokke in ons pad en ons stop. Paulus kon so maklik gesê, Here, ek wou Rome toe gaan. Ek wou so intoe gaan in die evangelie, in die strate gaan verkondig. Ek wou nog, maar toe word ek gearresteer en nou kan ek nie die werk doen nie. Here, U verwag van my om iets te doen, maar Here, ek het nie eens 'n kar nie. Here, U vra van my om te sorg vir die arme mense, maar ek het nie eens 'n werk nie. Here, U vra vir my om met mense te gaan praat en hulle te leer, maar Here, ek self het nie eers geleer nie. Ons kyk vas in ons struikelblokke en dan stop ons. Maar wat doen Paulus? Paulus het 'n ander uitkyk. Sien, dit klink soms vir my asof ons eintlik nie kon wag vir hierdie struikelblok nie. Asof ons eintlik so 'n bietjie verlig is. Dankie tog, hy sê, nou hoef ek nie. Sien, God gebruik die slingervel in Dawid se hande om 'n reus te verslaan. God gebruik die staf in Moses se hande om die Rooi See te skei vir hulle om deur te loop. God gebruik die boeie aan Paulus se hande om hom te vat tot presies daar waar hy hom wil hê. Wie van julle weet waar was Paulus in die tronk gewees? Binne in Rome. Onder die Romeinse mag. Die keisers van daai tyd was so bang gewees dat hulle 24/7 'n soldaat aan sy arm vasgemaak het sodat hy nêrens heen kan gaan nie.
En nie net enige soldaat nie, julle sal nou lees, nie net enigene nie, 'n paleiswag word aan Paulus se arm vasgemaak. Ek en jy maak 'n lang lys goed bymekaar oor wat ons keer. 'n Lang lys oor hoekom ek en jy nie kan uitgaan en 'n verskil maak nie. Here, ek is nie gesond genoeg nie. Here, ek het nie genoeg nie. Here, ek het nie genoeg ervaring nie. Here, ek weet nie wat ek doen nie, ek kan nie praat nie. Paulus sê in vers 12. Hy sê julle moet weet, broers en susters, dat dit wat met my gebeur het, gelei het tot die bevordering van die goeie nuus. Soms is dit juis hierdie moeilike situasies wat God gebruik om mense se koppe te laat draai. Vir die vrouens hier, soms is dit die feit dat jy uithou en aanhou met 'n moeilike man wat God gebruik om mense se oë te laat oopgaan en te sien, maar daar's iets anderste binne in jou. Daar's iets anderste. Soms is dit die feit dat jy nie opstaan en skinder en sleg praat van jou baas as hy jou verkeerd hanteer nie, wat God gebruik om jou medewerkers se oë te laat oopgaan, sodat hulle sien, hier is iets anderste binne in jou. Vir die jong mense, soms is dit wanneer jy gehoorsaam is aan wat jou ouers sê, wat maak dat jou vriende se oë oopgaan en sien, maar daar's iets anderste binne in die persoon. Daar was iets anderste in Paulus gewees. Daarom kon hy sê, die feit dat ek gearresteer is, die feit dat ek toegesluit is ter wille van Christus, is sodat die goeie nuus verkondig kan word. Vers 13. Dit het vir almal hier, ook vir die soldate van die paleiswag, duidelik geword dat ek in die tronk is ter wille van Christus. Nou sien ons sukkel so bietjie met 'n perspektiefprobleem. En dis verstaanbaar. God staan in die hoogte van die hemele en hy kyk af op ons struikelblokke en hy dink, man, dis 'n ou skorrelgoedbakkie. Wat? Ek en jy staan onder. Ek gaan dit nou nie demonstreer nie. Maar soms lê ons onder hierdie ding. Ek wou gelê het. Ons kyk in hierdie struikelblok vas. En dink, Here, hoe op aarde gaan ek hier uitkom? Hoe op aarde, Here, gaan U maak dat hierdie situasie vir my uitwerk? Ons sukkel met 'n perspektiefprobleem, want die oomblik as ek en jy in 'n storm is al wat ons sien is die donker wolke en die weerlig en die reën en die wind. Alwaarin ons vaskyk is die storm. En dis presies wat die vyand wil hê. As jy deur 'n moeilike tyd gaan, dan wil hy jy moet tog so graag net bietjie inwaarts kyk. Kyk net bietjie na binne. Ag, gaan sit net so bietjie en kry jouself jammer. Gaan sit net so bietjie en voel tog jy kan nie iets doen nie. Gaan sit net so bietjie en dink die lewe is vir jou te moeilik om enigiets te doen. Die lewe is so onregverdig teenoor jou. Ek kan nie, Here. Hy wil hê jy moet inwaarts fokus. Paulus het nie 2/3 van die Nuwe Testament geskryf omdat hy sy lewe lank 'n vry man was nie. Van daai briewe wat hy geskryf het, wat my en jou lewe verander, het hy geskryf toe hy in die tronk gesit het. Ons laat toe dat ons omstandighede ons opdrag bepaal. Dit waardeur ek gaan, bepaal wat ek kan doen. En eintlik is ek dan onderdanig en onderworpe aan dit wat met my gebeur. Wanneer God sê, jou omstandighede is vir my 'n miershoopie,
In 'n oomblik kan ek dit verander. Paulus sit in die tronk, nie net onder huisarrest nie, maar permanent geboeie aan 'n Romeinse soldaat. Ek en jy sou na die situasie kyk en sê, dit is nou genoeg. Nou gee ek op, maar Paulus sê hierdie ongemak. Die feit dat ek in hierdie situasie is, die feit dat ek nou gearresteer is en aan 'n soldaat vasgemaak het, hierdie situasie maak dit vir my duidelik dat ek in die tronk is ter wille van Christus. Hoor wat skryf Paulus in 2 Korintiërs 12 vers 9 tot 10. Hy sê, hy het egter vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede spog, sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Vers 10 sê, ek is dus tevrede met my swakhede. Beleggings, ontberings, vervolgings en benoudhede ter wille van Christus. Want wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk. Paulus sê in die omstandighede wat jy dink jy die minste beteken. Die omstandighede waar jy dink jy die minste invloed gaan. In die omstandighede waar jy die mees onvoorbereidste voel, is die omstandighede waar hy jou wil gebruik. Is die omstandighede waar hy vir jou sê, staan op en begin getuig. Is die omstandighede wat hy vir jou sê, nou wil ek hê, want wanneer jy nou opstaan, wanneer dit vir almal hier teenwoordig duidelik is, dat dit nie uit jou krag kan gebeur nie, maar uit myne, dan sal ek jou sterk maak, en die mense se oë sal oopgaan, en sien, maar dit is God wat werk, en nie mense nie. Dis hoekom Paulus kan skryf en sê, dit is vir my, en almal hier teenwoordig, duidelik, dat ek in die tronk is, ter wille van Christus. Paulus het in die punt in sy lewe bereik, waar hy totaal oorgegee het. Totaal begin vertrou het, en daar is soveel goed, wat ons dink buite God se beheer is. Ja. Ons sit hier so, en as ek nou die vraag moet vra, en baie van ons almal gaan om eerlik antwoord. As ek vir jou moet vra, is daar iets wat God nie kan doen nie? Gaan julle almal met eerlikheid in julle harte sê, nee? Nee, daar is niks wat hy nie kan doen nie. Dit is met eerlikheid wat julle dit gaan sê. En as God vir jou vra om jou laaste R100 te gee, as jy net 110 het, dan begin ons 'n bietjie twyfel. Hoe gaan God my seën met net R10 oor? Ek het 'n storie wat ek julle wil vertel. 'n Getuienis. 'n Jeugpastoor verdien nie vreeslik baie nie, spandeer baie onverantwoordelik en roekeloos. Nou voordat ek my vrou ontmoet het, toe gaan dinge beter. En ek trek my laaste R200, kan nie eens onthou vir wat nie. En vir een of ander rede besluit die ATM op die dag dat hy gaan dit nie vir my opbreek nie. Hy gaan nie vir my 250s en 'n 100 gee nie. Hy gaan nie vir my 'n klomp 20s gee nie. Hy gee vir my 'n lekker oranje noot. Net die R200. En ek het van die ATM af geloop op pad kar toe. En toe ek by die kar kom en ek lig my kop, staan en kyk ek in die kar wag vas. En die Here sê vir my, daai R200. Gee hom. En ek dink, Here, ek is eintlik so bietjie honger. Eintlik het ek gedink ek gaan nou dalk net
Net pap en rys koop of iets soos dit. Iets wat my die res van die maand gaan hou. Wonder bo wonder, voorsien die Here. Want ek het daai R200 gevat en gesê, hierso. En wat my vir die res van daai dag sommer nie eens honger gemaak het, is nie, sy sak daar op haar knieë in trane. En sy sê, sy is eintlik nie 'n karwag nie. Sy is eintlik nie iemand wat hier moet staan nie. Eintlik kry sy so skaam. Sy is te bang om vir die mense te vra vir iets, omdat sy na die karre gekyk het. Sy het maar net nie gestaan, want dalk gee iemand vir haar iets. En daai gedagte was vir my genoeg om te weet, man, ek kan nou maar honger gaan slaap, is okay. My maag is leeg, maar my hart is vol. En dis presies wat Paulus hier beleef. Hy sê, dis hoekom ek my moed by mekaar het, dis hoekom ek nog steeds oorloop van vreugde binne in die tronk, want ek weet, God het my hier gesit. Ons dink daar's goed. Ons sê vir onsself, God is in beheer van alles, maar ons optrede en ons reaksies sê dat ons dink daar's party goed nog buite sy beheer. Ons raak paniekerig. Week 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wat dit nie reën nie. En dan begin ons dink, nee, nou ons gaan regtig moet hard bid, want ons gaan die Here moet help sodat dit moet reën. Die Here weet wanneer dit gaan reën. Hy's wel bewus van die dag, die datum, die uur, die sekond, wanneer die reën gaan kom, weet hy. En hy bly in beheer. Die Here weet presies hoeveel vee gaan doodgaan van back and close. Hy weet presies. Hy's nie buite beheer nie. Hy het nie beheer verloor van die situasie nie. Ons verstaan nie, Johannes sê, ons verstaan nou ten dele, maar eendag sal ons ten volle verstaan. Ons verstaan nie nou nie. Dit beteken nie, God is nie in beheer nie. Ons onkunde beteken nie dat hy het beheer verloor nie. As hulle aanhou om godsdiens in die skole weg te vat, as hulle aanhou sê Christendom word in die publiek geban, verbied. As hulle aanhou om vir ons teenkanting te gee, dit beteken nie dat God het beheer verloor van Suid-Afrika nie. Hy bly in beheer. Die toestand van ons land beteken nie God het beheer verloor nie. Die gebrekkigheid in my finansies beteken nie God het beheer verloor nie. Die feit dat my liggaam ingee, beteken nie God het beheer verloor nie. Sien, ons smeek God om beheer te vat van situasies en dit klink so opreg. Maar so baie kere is ons harte nie op die plek waar ons vertrou dat ten spyte van die omstandighede, ten spyte van hoe dit lyk, ten spyte van wat die dokter of my bankrekening of wie ook al sê, ten spyte van dit alles, bly hy in beheer. Petrus besef dit in die tronk. Hy besef, ek het geweet ek moet Rome toe gaan. Ek het geweet op 'n stadium gaan ek daar opeindig. Ek het geweet dat die Here stuur my Rome toe. Ek het net nie geweet hoe hy my daar gaan kry nie. Hy het my in boeye gevat. En nou sit ek hier met paleiswagte wat elke 4 ure ruil. En weet jy wat? Hy kan nêrens heen gaan nie. So voorsien die Here in iets wat vir my en jou onmoontlik lyk, in iets wat vir my en jou soos 'n straf lyk. Paulus kon baie maklik gedink het dis 'n straf nou. Herman kon baie maklik gedink het die Here is besig om my te straf. Maar hy doen nie. Hy maak hierdie wag aan my arm vas. Want nou het ek kom. Hy kan nêrens heen gaan nie. So al wat hy kan doen is hy kan sit en luister
na die woord van God. Sien, God is in beheer van alle dinge. Ons hart is nie op die plek van vertroue waar ons weet hy is in beheer nie. Sien, die tronk is nie gelyk aan afwesigheid nie. Wanneer ons in die tronk is, beteken dit nie dat God is nie meer daar nie. Wanneer ons op die hospitaalbed lê, beteken dit nie God is nie meer daar nie. Wanneer ons in armoede verval, beteken dit nie God is nie meer daar nie. Wanneer die milies een vir een begin vrek en doodgaan, beteken dit nie God is nie meer daar nie. Beteken ek kan my oë opslaan hemel toe en sê, Here, ek weet hierdie gebeur ter wille van Christus. En U naam sal verkondig word deur elke situasie, Here. En ek sien uit oor hoe dit in hierdie ene gaan gebeur. Wat se tronk hou jou vas? Wat se struikelblok dink jy staan in jou pad? Paulus besef, sê juis daarom spog ek in my swakhede, sodat die krag van Jesus voortdurend deur my kan werk. My situasie het duidelik gemaak vir almal om my, dat ek in die tronk is, ter wille van Christus. En ek is jammer, ek gaan nou 'n bietjie van Herman se getuienis afbreek, maar dis oukei. Dit het eers uit sy mond uitgekom. Weet julle dat dit vir hom 100% moontlik was en hy sou suksesvol daarin gewees het? As hy besluit het, ek gaan nooit weer kerk toe nie. En almal wie ek teenkom, gaan ek vir hulle vertel, hoe het God my gelos? Hoe het hy my op die operasietafel gelos? Hoe hy nie vir my voorsien het nie. Hoe hy toegelaat het dat die absesse in my liggaam gegroei het en meer geword het en my amper van my vrou en my kinders af weggevat het. Hy kon dit gedoen het en hy sou suksesvol gewees het, want daar sou mense gekom het en gesê het, ja, nee, ek weet nie meer of ek die Here kan glo in sulke situasies. Maar omdat hy opgestaan het en gesê het ten spyte van, omdat hy besef het, dit beteken nie omdat ek in die ICU bed lê, dat God my verlaat het nie. Dit beteken nie omdat my liggaam siek en afgebreek is, dat God my gelos het nie. Dit beteken nie omdat ek deur al hierdie swaarhede gegaan het, dat God my gelos het nie, omdat hy dit besef het. Verander dit in 'n storie, wat mense se oë laat oopgaan en sien, maar werklik, ten spyte van, was die God by hom gewees. Was God die geneesheer by hom gewees. Was God die voorsiener by hom gewees. Ten spyte van dit alles. En dis wat Paulus hier kommunikeer. Vers 14 sê, en die meerderheid medegelowiges hier is so deur my gevangenskap in hulle vertroue in die Here versterk, dat hulle al hoe meer waag om die boodskap van God te praat sonder om bang te wees. En hier is die klimaks van Paulus se leefwyse. Hier is wat dit vir my en vir jou 'n verskil gaan maak in ons lewens, sodat ons deur ons situasie 'n verskil kan maak daar buite. Wanneer ons deur moeilike goed gaan, en ons besluit om nie inwaarts te fokus nie, om nie te fokus wat binne ingaan nie, om nie in die vyand se hand in te speel en ons eie situasie te bepeins en in sak en as te gaan sit, te sê, Here, die lewe is so swaar, ek kan niks doen nie. Here, hoekom? As ons besef, ons hoef nie dit te doen nie, maar ons kan na God toe draai. En soos Paulus kan ons vreugde vind in daai situasie. In die ten spyte van situasie. Mag ons op die punt kom waar ons besef, ons grootste struikelblokke is ons grootste toerusting.
En ek weet daar's 'n paar groot goed. Weer daar's 'n paar goed daar buite wat nie voel soos toerusting nie. En ek is nie hier om afbreek te doen aan moeilike situasies. Ek is nie hier om vir jou te sê dat jy mag nie hartseer wees oor wat met jou gebeur nie. Ek is nie hier om vir jou te sê dat jy mag nie voel wanneer jy deur slegte goed gaan nie. Ek is ook nie hier om vanoggend vir jou te sê dat die Here veroorsaak slegte goed in jou lewe sodat jy goeie goed kan doen nie. Ek is hier om vir jou vanoggend te sê dat wanneer slegte goed gebeur, weier God dat dit gemors word. Wanneer jy deur swaarhede gaan, sê God, ek kan dit gebruik tot eer en verheerliking van Jesus Christus. Wanneer kanker my liggaam deurtrek en die dokter steek hulle hande op en sê, weet nie meer nie. Dan is die Here besig om jou toe te rus met dit ten spyte van storie. Ten spyte van die feit dat ek nie gesond word. Ten spyte van die feit dat my liggaam agteruit gaan. Sal ek die Here loof. Sal ek hom dien. Wanneer jy in 'n diep donker gat van depressie val, en dit vir jou lyk asof daar geen uitkoms is. Wanneer jy jou liggaam uit die bed uit moet trek in die oggende. Wanneer jy jouself moet oortuig dat jy sien die lig aan die einde van die tonnel, al is dit stikdonker om jou. En jy jou oë opslaan na die hemel toe en sê, Here, my vreugde kom van U af. My hulp kom van U. Dan is die Here besig om jou toe te rus vir dit ten spyte van stoot. Ten spyte van die feit dat die vyand my probeer onderkry deur depressie. En die Here my opgetel. Wanneer jy die rande en die sente bymekaar skraap om vir die laaste ete te betaal, die Here besig om jou toe te rus vir dit ten spyte van stoot. Wanneer die oes misluk of jy jou werk verloor, wanneer die aarde om jou vergaan, is die Here besig om jou toe te rus om vir Jesus Christus nog meer te kan doen. En ek wil hê julle moet hierdie een ding mooi verstaan. Die Here veroorsaak nie slegte goed in jou lewe sodat jy meer moet doen nie. Maar wanneer slegte goed gebeur, sê hy dis nie verniet nie. Wanneer slegte goed jou pad langs kom, sê hy, ek weier dat dit verniet was. Hoor wat sê Romeine 8 vers 28. Hy sê ons weet dat God alles. Wat beteken alles vir my en vir jou? Alles beteken nie net alles wat goed is nie. Alles beteken nie net alles wat in my guns stel nie. Alles beteken nie net die kere wanneer ek geseën en gebless word met 'n klomp goed nie. Alles beteken alles. En die wonderlik is, in die oorspronklike Grieks, daai woordjie alles, beteken ook alles. Alles. Hy laat alles ten goeie saamwerk, vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat geroep is volgens sy wil vir hulle lewe. Want nou dat jy hier is,
Nou dat al die vee dood gegaan het. En nou dat die mielies dood gegaan het en die oes het nou misluk. En nou dat die toetse teruggekom het en hulle het gesê die kanker is nie weg. En nou dat daai betaling waarvoor jy gewag het so lank nie deurgekom het nie. Nou dat die dokter sê ek moet terugkom. Jy's nou nie so gesond soos wat jy gedink het jy is nie. Nou die Here besig om vir jou 'n storie te skryf. Wat nie net jou oë nie, maar soos wat Paulus hier sê, en almal saam met my, se vertroue in die Here so versterk het, dat hulle skielik nie meer bang is om die woord van God te gaan verkondig nie. Sien jy het 'n keuse vanoggend. Jou storie, jou situasie, jou pyn kan vanoggend of 'n struikelblok wees waarby jy nou gaan staan en stil staan en vergaan en agteruit gaan en op 'n stadium nie meer in God glo nie en nie meer vertrou dat hy goed is nie en nie meer sien dat daar lig is nie, want hoe langer jy staan, hoe groter word hierdie ding en hoe langer jy staan, skielik verdof dit die lig en kan ek nie meer lekker sien. Jy het 'n keuse vanoggend. Gaan hierdie struikelblok voor jou staan vir die res van jou lewe? Of gaan dit jou platform raak? Gaan dit jou platform raak van waar af jy bedien? En sê die vyand wou my probeer onderkry. Hy wou kom steel en slag en uitroei, maar weet julle wat, die Here het vir my lewe en lewe in oorvloed gegee. Die vyand wou kom steel, slag en uitroei, maar die Here het vir my 'n woord in my mond gegee. Die vyand wou kom steel, slag en uitroei, maar die Here het voorsien op maniere wat mense nie kan voorsien nie. Gaan hierdie struikelblok voor jou staan of gaan jy op hom klim en sê hierdie is my platform? Gaan jy toelaat dat die tronk jou stil maak? Kan jy sê nou het die Here vir my 'n geleentheid gegee? Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir u teenwoordigheid. Here, dankie dat ons aan u kan vashou en weet dat Here, u is ons leidsman, u is die volëinder van ons geloof, liewe Heer. U is die een wat elke goeie werk wat u in ons begin het, volmaak het. Here, u is die een wat elke goeie werk in ons begin het en dit tot einde sal bring, liewe Heer. U is die een wat ons aanhou in staat stel en oprig en toerus, liewe Heer, vir elke goeie werk wat u vir ons bestem het, liewe Heer. Here, ek wil bid en vra, Here, dat u in hierdie tyd ons perspektief sal verander, liewe Heer, dat ons nie net sal storm sien, liewe Heer, maar dat ons 'n geleentheid sal sien vir groei. Here, help ons om ons perspektief te verander, sodat ons nie struikelblokke sal sien as 'n blokkasie nie, liewe Heer, maar dat ons dit sal sien as 'n platform om op te klim en te sê, die Here sal vir my sorg. En ek sal doen wat die Here sê. En ek sal vertrou, want die Here is goed. Here, ons loof u in hierdie oggend. Ons gee aan u al die eer en al die aanbidding van ons harte, Here. En ons bid dit in u almagtige en wonderlike heilige naam alleen. Amen en amen.